Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Dinsdagoggend. En ja, ons is by Hooglied 4. Ek wil hê jy moet net sit en dit geniet. Geniet net hoe mooi dit is. Hy begin in vers 1 met hy, né? Dis die man wat dit sê. O, hoe mooi is jy, my liefling. Hoe mooi is jy? Jou oë is duwe agter jou sluier. Jou hare 'n trop bokke wat teen die berge van Gilead afstroom. Jou tande is soos 'n kudde pasgeskeurde skape wat van sy drinkplek af opkom. Almal tweelinge, nie een van hulle op hulle eie nie. Soos karmosynrooi lint is jou lippe, jou mond is pragtig. Agter jou sluier is jou slape soos 'n oopgebreekte granaat. Jou nek is soos die Dawidstoring wat in kliplaag gebou is, waarin 1000 skilde hang, al die ronde skilde van die krygshelde. Jou borste is soos 2 jong bokkies, die tweeling van 'n ribbokooi wat tussen narsings wy. Totdat die dag begin asemhaal en die skaduwees vlug, gaan ek na die Middelberg, na die wierookheuwel. Alles aan jou is mooi, my liefling. Jy is heeltemal vlekkeloos. Kom saam met my van die Libanon af, my bruid, saam met my van die Libanon af. Daal af van die kruin van Amana, van die kruin van Senior, van Hermon, van die lêplek van die leeu's, van die berge waar die luiperds hou. Jy het my hart gesteel. My suster, my bruid, jy het my hart gesteel met een kyk van jou oë, met een kettingkie van jou halsnoer. Hoe verruklik is jou liefkosings, my suster, my bruid. Hoeveel beter is jou liefkosings as wyn, die geur van jou reukolie, as al die speserye. Jou lippe drup heuning, my bruid. Heuning en melk is onder jou tong. Jou klere dra die geur van die Libanon. 'n toegesluite tuin is my suster, my bruid, 'n toegesluite put, 'n verseelde fontein. Jou bloeisels is 'n boord granate, met heerlike vrugte, henna met nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, met elke soort wierookplant, mirre en adelhout, met al die kosbare speserye. Jy is 'n fontein vir tuine, 'n put met vars water wat van die Libanon afvloei. Steek op, noordewind. Van vers 16 af is dit nou sy wat weer die beurtsang hanteer. Steek op, noordewind, kom suidewind, waai deur my tuin. Laat die geur van sy speserye versprei. Laat my liefste na sy tuin kom en sy heerlike vrugte eet. Ons lees tot sover. Vriende, Hooglied 4 is 'n besonderse hoofstuk oor bewondering, liefde en intimiteit en die vreugde van 'n veilige verhouding. As ons dit nie vergeestelik nie, en ek dink nie ons moet nie, dan sien ons die mooi van hierdie hoofstuk raak. Dan sien ons hier hoe 'n man sy bruid bewonder, haar waardeer en met sagtheid en met respek na haar kyk. Dit is eintlik 'n baie besondere, gesonde beeld van liefde binne 'n verhouding. Dit is 'n paar gedagtes wat ons kan by gaan stil staan, maar ek wil eintlik vra, gaan lees die hoofstuk weer, dink wat is mooi. Wat sou jy graag vir jou vrou wil lees, manne? Maar hoor hierso, die liefde sien die mooi raak. Ek kan dit nie genoeg sê nie, die liefde sien die mooi raak. Hierdie hoofstuk begin met 'n bruidegom wat sy geliefde beskryf met, hoe mooi is jy, my liefling, hoe mooi is jy. Wat opvallend is hoeveel tyd hy neem om haar raak te sien. Hy kyk nie oppervlakkig nie, hy bewonder haar. In baie verhoudings gebeur die teenoorgestelde, né? Mense raak gewoond aan mekaar en hou op om die mooi raak te sien. Hooglied herinner ons weer, ware liefde kyk weer, ware liefde waardeer weer, ware liefde spreek waardering uit. En mense blom oop waar daar waardering is.
Tweede ding wat ek in hierdie teks hoor en leer, is dat woorde het geweldige krag. Die hele hoofstuk bestaan amper uit woorde van bevestiging. Die man breek nie af nie, hy bou op. Hy verneder nie, hy eer. Hoeveel verhoudings word nie stikkend gepraat nie. Sarkasme, kritiek, harde woorde. Maar hier sien ons, liefde gebruik woorde om lewe te gee. Nou Hooglied tel onder die wysheidsliteratuur, waar ook Spreuke, en Spreuke sê dood en lewe is in die mag van die tong. So baie mense onthou vir jare een mooi woord, of een vernietigende woord. Die derde ding wat ek hier raak sien, is dat liefde veilig is. In vers 12 word die vrou beskryf as 'n tuin wat afgesluit is. Die beeld is nie 'n beeld van gevangenskap nie, maar van kosbaarheid en veiligheid. Ware liefde dwing nie oop nie. Ware liefde respekteer grense en ware liefde beskerm wat kosbaar is. Dit is eintlik iets baie mooi. Intimiteit groei waar daar veiligheid en vertroue is. Die vierde ding wat ek hier lees is dat liefde geniet mekaar. Hierdie hoofstuk is vol vreugde. Daar's geen skaamte tussen hulle nie. So die Bybel is glad nie teen liefde, romanse en die aantrekkingskrag binne 'n verhouding nie. Inteendeel, Hooglied wys dat dit 'n gawe van God is. So ons hoef nie ongemaklik daarmee te wees nie. God het liefde, emosie, aantrekkingskrag en nabyheid geskep. Nee, ons moet besef, dit kom van God af. Dan, die vyfde ding wat ek hier leer, is dat liefde vra teenwoordigheid. Teen die einde hoor ons die verlange na mekaar se teenwoordigheid. Nee, dit herinner ons, verhoudings leef nie op outomaties nie. Liefde vra tyd, aandag, respek, bewondering, teenwoordigheid. Miskien moet ons onsself 'n paar goed afvra vanoggend. Sê ek nog nie mooi dinge vir die mens vir wie ek lief is? Laat ek my huweliksmaat nog gewaardeerd voel? My woorde, bou dit of breek dit af? En het ek opgehou om die mooi raak te sien? Geliefdes, dan wil hierdie teks jou baie sterk aanspreek. So gaan dink bietjie oor hierdie vraag. Kom ons onthou, liefde groei waar mense mekaar doelbewus bewonder, eer en veilig laat voel. Een van die mooiste gawes wat jy vir iemand kan gee, is om hulle werklik raak te sien. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir hierdie pragtige teks. Here, gee dat dit ons harte aanraak en dat ons ook hierdie mooi in ons huwelike sal gaan uitleef in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.